Môre julle almal, dis middel van die week, kan julle glo? En daar sal nooit weer hierdie dag wees nie, so geniet hom en leef hom voluit, maar leef hom saam met die Heilige Gees in jou, die krag van God wat in jou leef en werk en beweeg, en dis daai selfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat in jou en in my werksaam is. Ja, julle, dit is hoe sterk God se krag is. Hy verander ons van mense wat bestem was vir die dood, na mense wat bestem word vir die lewe. Is dit nie 'n ongelooflike gedagte nie? Is lekker om vanoggend saam met julle te kuier en op hierdie vars oggend 'n stukkie uit die woord met julle te deel. In Matteus 14 staan daar in vers 14, Jesus het die skare jammer gekry, hy het hulle innig jammer gekry, en hy het die siekes onder hulle gesond gemaak. En dan in Johannes 5 vers 8 lees ek, waar Jesus vir die man by Bethesda sê, staan op, tel jou goed op en loop. Nou weet julle, dit is so dat Jesus by hierdie groot skare in Matteus 14 kom, en die behoefte van die mense raak hom so aan, die nood is so groot, dat dit 'n gewone ou soos ek heeltemal sou oorweldig. Maar dit het nie vir Jesus oorweldig nie. Hy het na hulle gekyk, hy het hulle innig jammer gekry, en hy het nie net die skare gesien nie, maar hy het ook elke individu raak gesien. Hy het die mense se honger gesien, nie net vir hulle eie gesond wees en welstand nie, maar vir die honger wat in hulle gees was, en dit is wat hom so na hierdie mense toe getrek het. Julle onthou hierdie verhaal ook in Johannes 5, nee. Die man by Bethesda, 'n verlamde man, wat vir 38 jaar by daai bad gelê het. Vir 38 jaar kon hy nooit in die water inkom, wanneer die engel een keer 'n dag daai water kom roer het nie. En Jesus bevind homself in hierdie hoofstuk by daai bad, en hy sien daai man raak. Dit is vir my so 'n geweldige gedagte, dat vir 38 jaar het mense verby hom geloop, mense het hulle gesigte weggedraai, maar toe die God van die heelal in mens geworde vlees by hierdie bad opdaag, toe sien hy hierdie man. En hy vra toe vir hom daar in vers 6, wil jy gesond word? En hierdie man by die bad van Bethesda, na 38 jaar se moedeloos wees, kyk so op en hy sê vir die Here Jesus, ag Here, niemand sien my raak nie, niemand gee om vir my nie, ek het niemand wat my kan help nie. En dan sê Jesus vir hom, wel, ek kan, staan op en loop. En dan gebeur dit na vers 9, hoe hierdie man opstaan, hy sy lewe terugvind, en hoe hy die Here Jesus loof en prys, die genade wat God vir enkelinge het. En weet julle, as God na 'n mens kyk, dan sien hy vir jou raak. Die Bybel sê, hy sien jou nood, hy sien ook jou behoeftes, maar meer as dit, hy sien vir jou. En weet julle, in Jesus is jy nie maar net 'n onbelangrike stippeltjie in die heelal nie. Jy is 'n belangrike skepsel wat hy gemaak het. Jy is so belangrik, dat Jesus vir jou sonde aan die kruis gesterf het. En dit is genade, om deur God raak gesien te word. En weet julle, daar's net een hart wat vol genade is, en dis God se. God sê in Jesus se naam, is my genade vir jou genoeg. En weet julle, daai genade is verseker vandag genoeg. Ek en jy kry elke môre 'n stuk van God se genade terug. Mag ons dit vandag gebruik, om te weet hy sien ons raak. Wat 'n ongelooflike gedagte. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat wanneer U so oor ons kyk, dan kyk U nie verby my nie. Nee Here, U sien my raak. U sien my hart raak, U sien my vrese raak, U sien my begeertes raak. En dan nog meer as dit, Vader, U sien dit nie net raak nie. Nee, U buig af na my toe, en U kom raak my aan. Mag ek vanmôre daardie genade hê, wat U so vrylik aan my gee. Ek vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou ja, julle, maak reg en maak gereed, vat hierdie dag aan, gaan leef in God se genade. Môre praat ons weer. Totsiens.